We are calling on all South Africans to wear a face mask whenever you leave home. Our clothing and textile industry, including small businesses, are gearing up to produce these masks on a mass scale. Ons is gemaak om in verhoudings te leef. Reeds in die eerste hoofstukke van Genesis, die eerste boek van die Bybel, lees ons hoe ons geskep is om in 'n verhouding te leef met God en met mekaar en met die skepping. Maar dan kyk ons rondom ons en ons weet, hierdie verhoudings is nie soos dit hoort nie. Hierdie verhoudings is stikkend. En baie keer as mense praat oor ons stikkende verhoudings, dan is hulle baie vinnig om te sê, ja, maar dis Adam en Eva se skuld en die sondeval. Vandag wil ek egter vra dat ons 'n bietjie stadiger beweeg deur die tuin van Eden. En dat ons saam kyk na die verhaal van Adam en Eva in die lig van die navorsing van Brené Brown, 'n maatskaplike werker en navorser. Sy het gaan kyk na hoekom mense nie in verhoudings met mekaar kan staan nie. In haar taal, hoekom mense nie connection met mekaar het nie. En hierdie is wat sy gevind het. And it turned out to be shame. And shame is really easily understood as the fear of disconnection. Is there something about me that if other people know it or see it, that I won't be worthy of connection? Brené Brown het verder gegaan in haar navorsing en sy het agtergekom dat daar twee groepe mense in hierdie lewe is. Mense wat heelhartig lewe, wholeheartedly, en mense wat nie so lewe nie. En sy het gesien dat mense wat wholeheartedly lewe, is mense wat moed het, wat deernis het, wat connection het met ander mense. Maar daar is een eienskap wat al hierdie mense in gemeen gehad het. The other thing that they had in common was this. They fully embraced vulnerability. They believed that what made them vulnerable made them beautiful. They didn't talk about vulnerability being comfortable, nor did they really talk about it being excruciating, as I had heard earlier in the shame interviewing. They just talked about it being necessary. Die probleem is, ons kan dalk weet dat weerloosheid goed is vir ons, maar ons hou nie van weerloosheid nie. Ons hou nie van vrees nie, ons hou nie van onsekerheid nie, ons hou nie van die gevoel van blootgestel voel nie. En so wat ons doen is ons ignoreer en vermy hierdie gevoelens. In die Engels is wat Brené praat, sê sy ons numb dit. Daar's net een groot probleem, en dit is dat numbing nie werk nie. You can't numb those hard feelings without numbing the other affects or emotions. You cannot selectively numb. So when we numb those, we numb joy. We numb gratitude. We numb happiness. And then we are miserable and we are looking for purpose and meaning. And then we feel vulnerable. So then we have a couple of beers and a banana nut muffin. But there's another way, and I'll leave you with this. This is what I have found. To let ourselves be seen. Deeply seen. Vulnerably seen. Brené Brown se werk is so kosbaar en so gewaardeer, omdat sy ons herinner dat weerloosheid nodig is vir ons om werklik kontak te hê met ander mense, werklik in verhoudings te staan, werklik connection te hê. En hierdie weerloosheid vra van ons om vorentoe te tree, foute en al, en toe te laat dat iemand ons werklik raak sien. Maar wat het al hierdie met Adam en Eva te doen? Sien, Adam en Eva eet van die vrugte van die boom, en dan is die eerste teken dat iets nie meer pleis is nie, die feit dat hulle sien dat hulle kaal is. Maar hulle sien nie net hulle is kaal nie, hulle maak vir hulle klere uit vyeblare uit. Hulle steek hulle kaal weg. En die tweede keer wat ons agterkom dat iets nie meer wel is nie, is wanneer hulle nie meer saam met God in die aand wandel nie, maar wanneer hulle vir hom wegkruip. En hoekom? As God sê, waar is julle? Dan sê Adam, ons kruip weg, want ons is kaal en ons is bang. Nou, ons kan sê dat kaal is,
Maar toe ek hierdie gedeelte gelees het, het ek gedink aan die Avril Lavigne liedjie met die naam Naked, waarin sy sing van hoe sy voor iemand staan kaal en hoe sy nog nooit so kaal voor iemand gestaan het nie. En ek was eers in hoërskool toe ek besef het dat sy nie praat van fisiese naaktheid nie. Sy praat van weerloosheid. Sy sing van iemand wat haar raak sien met al haar foute en haar raak sien vir al haar menswees. Net so, glo ek dat Adam en Eva nie wegkruip omdat hulle fisies kaal is nie, maar omdat hulle besef dat hulle broos en weerloos, mens en skuldig is. En daarom kruip hulle weg vir God, kruip hulle weg, steek hulle van hulle self weg vir mekaar, en dit breek die verhoudings wat hulle het met die skepping, met mekaar, met God en met hulle self. Sien, hulle is so bang vir hulle weerloosheid, dat hulle eerder dele van hulle self sal wegsteek. Dit is so maklik om dele van onsself weg te steek. Dis moeilik, maar ons doen dit so maklik. En dit is so onnatuurlik om dele van jouself weg te steek, maar ons almal het 'n masker of twee in die laai, wat ons opsit wanneer ons nie wil hê dat mense moet weet wie ons werklik is of hoe ons werklik voel nie. Ons almal ken maskers en oor die eeue heen al gebruik mense maskers om iets van hulle self te versteek. Hier is die ding. Daar word op die oomblik van almal van ons gevra om letterlik maskers te dra terwille van ons eie veiligheid en die veiligheid van die mense rondom ons. Maar ek dink in hierdie tyd moet ons 'n onderskeid tref tussen ons spreekwoordelike maskers en ons coronamaskers. Ek dink is regtig belangrik dat ons die coronamaskers dra, maar ek dink ook dis regtig belangrik dat ons spreekwoordelike maskers laat sak. In 'n tyd van soveel verandering, soveel onsekerheid, soveel vrees en soveel trauma, word ons juis genooi om die diepte van verhoudings met mekaar, met onsself, met die skepping en met God te beleef, deur weerloos te wees. Dit is wanneer ons te skaam is om te sê, ek weet nie hoe ek die einde van die maand gaan sien nie. Dit is wanneer ons te skaam is om te sê, eintlik voel ek depressief of getraumatiseer. Dit is wanneer ons te skaam is om te sê, Here, eintlik is ek kwaad en onseker en weet ek nie wat om op die oomblik vir te sê nie. Wanneer ons te skaam is oor hierdie dinge, dan steek ons onsself weg en kan ons nie in volle verbintenis met mekaar en met God staan nie. Ons word genooi om ons maskers af te haal, om nie weg te kruip nie, maar om aan te hou om saam met God te wandel, ten spyte van ons naaktheid. Ons verhoudings is stikkend, maar ek hou altyd vas aan die oortuiging dat Jesus Christus gekom het om ons verhoudings te herstel. Ons verhoudings met God, met mekaar, met onsself en met die skepping. En dit het hy gedoen deur aan die kruis te hang. En dit is vir my interessant, hoe hy aan die kruis gehang het, kaal, weerloos, broos. En so ons word uitgenooi, om in hierdie tyd ons coronamaskers aan te sit, maar ons spreekwoordelike maskers af te haal, want ons kan weerloos wees, omdat Christus weerloos was. Hoeveel maskers moet je dragen? Hoeveel mensen moet je zijn? Hoeveel levens moet je leven? Om op een dag jezelf te zijn. Hoeveel rollen moet je spelen? Hoeveel meesters moet je volgen? Hoeveel maskers moet je dragen? Om op een dag jezelf te worden.